Ons maak ons Bybels oop, ons is besig om deur 1 Timoteus te werk. Wat 'n wonderlike gedeelte. 1 Timoteus. En ons kyk vanmôre na 1 Timoteus 2. 1 Timoteus 2. Ek gaan die hele gedeelte lees van vers 9 af. Ons het laas week gekyk na vroue en hoe hulle self moet laat in stilte leer. Hulle het nie die reg om te praat in die kerk nie. Hulle het nie plek om leiding te gee in die kerk nie. En as jy daai diens gemis het, is jy welkom om te gaan luister. Die deel is nogal redelik duidelik. Goed in die Afrikaans en in die Engels en in die Grieks. So dit maak nie saak wat se taal jy lees nie, jy gaan hom duidelik vind dat dit daar staan. Goed. 1 Timoteus 2, kom ons buig net ons hoofde saam. Baie dankie Here vir u wonderlike liefde. Here, u weet hoe baie keer as ons na u woord toe kom ons met ons eie gedagtes. En baie keer wil ons graag iets inlees wat daar nie staan nie. En daarom deur die Heilige Gees open ons harte, maak ons verstand helder. En dat ons werklik hierdie gedeelte sal lees en dit sal verstaan en dat ons hier uit sal stap en vir ander sal kan vertel wat ons geleer het. Here, mag ons groei deur die woord. Dis die begeerte van ons harte. Amen. 1 Timoteus 2 vers 9. So ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid, nie met vlegsels of goud of parels of kosbare klere nie, maar soos dit vroue betaam wat die godsvrug bely met goeie werke. Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. Ek het laasweek gesê, as jy in 'n kerk sit waar vroue leiding neem, moet jy die kerk verlaat, dis nie meer die kerk nie. Goed, dis redelik duidelik vanuit hierdie gedeelte uit. Die interessante is, ek gaan net gou vinnig hierson net iets sê. Dis interessant dat van die vroeë tye af, die kerk mislei is, nie deur mans nie, maar ook grootliks. Baie van die sektes deur die geskiedenis, kan jy gaan kyk, vroue het leiding gegee in die kerke. Interessant genoeg dat een van die eerste groot wegbeweeg van die skrif af het plaasgevind ook onder Montanus. Nou Montanus het 2 vroue gehad wat gesê het, hulle is profete onder die leiding van die Heilige Gees en die Gees praat deur hulle. En dan kom hulle onder die Heilige Gees en dan het hulle bepaalde uitsprake gemaak. So is ongelooflik hoe die duiwelse tegniek nog nooit verander het nie. So dis baie belangrik, dis wat die Bybel vir ons sê. Dan vers 13. Want Adam is eers gemaak, daarna Eva. En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. Maar sy sal gered word deur kinders te baar as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking met ingetoonheid. Net tot sover. Ongelooflike mooi gedeelte. Die interessante is, en jy gaan dit sien dieselfde wat met Jesus gebeur. Wat doen Jesus as hy praat oor egskeiding? Waar vat hy die mense na toe terug? Na Adam en Eva. En baie mense mis dit. Baie mense dink die rolle van man en vrou het plaasgevind na die val. Terwyl die Bybel dit baie duidelik maak, dat die rolle al reeds daar was voor die val. Een van die wonderlike gedeeltes is Genesis 2 vers 18. Wat staan daar? Die Here God het ook gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n helper maak as sy gelyke. So wie gaan ek maak? Ek gaan 'n helper vir hom maak. So die man in die hoofrol, die vrou is die helper. Wanneer het plaasgevind? Na die sondeval? Nee, voor die sondeval het dit al reeds plaasgevind. En daarom is dit so belangrik dat die anker word elke keer teruggebring. As dit praat oor man en vrou se rolle, as dit gaan oor die huwelik, word dit elke keer teruggegaan na voor die sondeval. Hoe het dit gelyk? 1 Korintiërs 11 vers 8 en 9 sê, want die man is nie uit die vrou geneem nie, maar die vrou uit die man. En die man is nie ter wille van die vrou geskep nie, maar die vrou ter wille van die man. So die vrou is geskep ter wille van die man. Die man is geskep deur God en die Here het gesê, dit is iemand wat ek wil hê moet by hom wees, want is nie goed
dat die man alleen is nie, en ek gaan vir hom iemand maak, en daarom het die Here die vrou gemaak, ter wille van die man het hy haar gemaak. Nou vind ons die ongelooflike wat plaasvind in Genesis. God wys vir ons baie duidelik dat hy 'n orde gemaak het. Die man is die hoof, die vrou is die helper. En nou wat gebeur is dat nou vind die sondeval plaas. En hoe vind dit plaas is die Satan kom as 'n slang kom hy in die tuin in. En dan die ongelooflike is, en ek het dit al gesê, maar dit is vir my so duidelik dat jy dit moet raak sien. Elke keer as jy Genesis 3 lees, moet jy dit raak sien. Wat gebeur en waarheen kom die slang? Hy kom nie na Adam toe nie, hy kom na Eva toe. Hy kom na Eva toe. Die ongelooflike is, as God in die tuin inkom, ook na die sondeval, wat doen God? Genesis 3 vers 9, luister hierna. Die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Nou wie kom God? Adam. Wie kom die slang na toe? Hy kom na die vrou toe. Nou moet jy onthou, wat is die argument van hierdie hele gedeelte? Waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor dat Paulus wil sê, hoekom is daar vir die vrou, hoekom moet sy stil wees? Hoekom moet sy onderdanig wees in die erediens? En hoekom laat hy haar nie toe om onderrig te gee nie? En hy gaan dit terugbring en hy gaan sê, want alles het veroorsaak hier by Adam. Adam het die hoofrol gehad, die vrou was die een wat die helper was, die slang kom en hy kom nie na die hoof toe nie, hy kom na die helper toe. Dis die heel eerste. En wat gebeur is, die oomblik as die vrou nou die verantwoordelikheid neem, kom sy onder die beskerming van die man uit en sy en die slang praat met mekaar. Sy kom onder die beskerming van die man uit, die vrou moet onder die beskerming van die man wees, die geestelike sorg moet onder die man plaasvind. En die oomblik as dit plaasvind, dat die vrou onder die man uit beweeg, is daar geestelik gevaar. Nou wil ek vir jou sê, ook in die huwelik is dit baie belangrik. Die oomblik as die vrou onder die man uit beweeg en die vrou wil hoof wees. En daar's baie vroue wat graag wil hoof wees. Hoekom het ek geen idee nie? Okay? Want jou man het 'n ongelooflike verantwoordelikheid en jy het 'n ongelooflike rol wat jy moet vervul. Wat is jy besig om te doen? Om uit te beweeg. Jy stel jou eie geestelike lewe in gevaar en die van jou nageslag. Daarom in die Bybel is dit so belangrik. God sê, ek wil hê die man moet die hoof wees. Sy neem die leiding. Die interessant genoeg is, ons vind dit selfs net 'n bietjie later, vind ons dit met Abraham. Abraham het dieselfde probleem. En dit vind ons in Genesis 6, kom 16. Kom ons kyk na Genesis 16 en dan gaan ek saam met julle Genesis 3 lees. Laat ons sien hoe die vrou optree in hierdie situasie. Genesis 16 vers 1. Genesis 16 vers 1. Luister na hierdie gedeelte. Maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie. En sy het 'n Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar. Nou baie mooi, luister gou hierna. Weet ons op hierdie stadium dat God 'n belofte gemaak het aan Abraham? Ja, God het 'n belofte aan Abraham gemaak. So wat doen Sara? Maar Sara, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie. Okay, so ons weet dit al reeds. En sy het 'n Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar. En Sara het vir Abraham gesê, jy weet die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie. Okay, wat nou klink dit? 'n leuen, okay? Want het God nie 'n belofte gemaak nie. Maar sy sê, en Sara het vir Abraham gesê, jy weet die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie, gaan tog in by my slavin, miskien sal ek uit haar gebou word. En Abraham het na Sarai geluister. Dis die probleem. Abraham het na Sara geluister. God het 'n opdrag vir hom gegee, God het 'n belofte gemaak, hy het die belofte gedeel aan sy vrou. Sy vrou kom en sê, nee, daar gaan nie kinders vir my gebore word nie, dis onmoontlik, hier is my Egiptiese slavin. En ek moet vir jou sê, Israel ly nog steeds het probleme as gevolg van hierdie besluit van Abraham.
Ongelooflik, wat gebeur die oomblik as die vrou die rol oorneem van hoof. Ons sien dit in hierdie gedeelte. Nou kyk, blaai saam met my terug na Genesis 3 toe, dan lees ons hierdie gedeelte saam. Genesis 3. Vers 1, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Hy weet, dis 'n lieg. Julle mag nie eet van al die bome in die tuin nie, ons mag eet van al die bome in die tuin, behalwe 2 bome mag ons nie geëet het nie. Dan staan hy volgende, en die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanvoer nie, anders sal julle sterwe. Het Eva geweet wat God gesê het? So, ons gaan nou praat oor wat met Eva gebeur het, maar dit is baie belangrik om te sien, Eva het presies geweet wat God gesê het. Sy het nie geen illusie gehad oor wat God gesê het. Alright. Dan, vers 4. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe, luister baie mooi, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Waarna het die vrou gekyk? Met haar oë. Met haar oë. Is interessant dat vroue nog steeds met hulle oë kyk. So daar's 'n belangrike deel van, sy het met haar oë gekyk. Nou wat gebeur is, te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry, en sy neem van sy vrugte, eet dit, en gee ook aan haar man wat by haar is, en hy het ook geëet. So dit is baie belangrik. Wat het sy gedoen? Sy het na dit gekyk, en dit was vir haar mooi gewees. Dit was vir haar heerlik gewees, en daarom het sy dit gedoen. Ongelooflik dat die vrou hier in hierdie verhaal gewys word, dat sy in die gevaar kom, die oomblik as sy onder die man uit beweeg, en waaroor gaan haar hele manier hoe sy beredeneer? Dis op emosie. Interessant genoeg, dat dit deur die Bybel ook duidelik gemaak word, dat dit die swakpunt van die vrou is. Want daarom sê die Bybel, dat dit nie die man was wat mislei was nie, maar die vrou wat mislei was. Wil jy vir my sê, die man is nie mislei deur dit? Nee, hy is nie. Sy sonde was nie dat hy mislei was nie. Die sonde van die vrou was dat sy mislei was. Sien jy die teks? Sien julle by my? So die vrou is mislei, nie die man nie. Party van julle kyk vir my baie snaaks aan. Hier die teks gelees. Die teks sê baie duidelik, die vrou is mislei en die man is nie mislei nie. Wat doen Adam? Adam sondig gewillig. Maar nie omdat hy mislei is nie. Nee, net die vrou is mislei. Die man het gewillig gesondig. En dis hoe die Bybel dit uitbeeld. En daarom kan jy sien, daarom is dit so ongelooflik belangrik in die kerk van die Here Jesus, dat die vrou nie leiding neem nie. Hoekom? Want die vrou gaan haar maklik laat mislei. Wat is die probleem met mans? Hulle doen dit gewilliglik. Hulle is ongehoorsaam. Hulle doen dit gewilliglik. Maar die vrou laat haar mislei deur dit wat sy op die ou ende doen. Genesis 3 sê vir die Here, kom na hulle toe, hy praat met hulle, en dan hoor jy wat Adam sê. Is baie mooi, as jy luister wat sê Adam, Genesis 3 vers 12. Die mens het geantwoord, die vrou wat hy my gegee het, om aan my sy te wees, sy is die een wat vir my die boom gegee het, en ek het geëet. Die vrou sê, die slang het my verlei, hy het my mislei. Adam sê nie sy het met my mislei nie. Hy sê dis die vrou se skuld, die vrou wat hy my gegee het om aan my sy te wees, is die een wat vir my van die boom gegee het en ek het dit geëet. So dis baie duidelik vanuit die teks uit, dat wat het die vrou gedoen? Die vrou is mislei, die man het gewilliglik dit gedoen en het gesondig. Ongelooflik duidelik vanuit die teks, en jy sien Paulus se hele argument, waarom wil hy hê dat die man die hoof moet wees ook,
in die kerk en die een moet wees wat die woord bedien. God sê dan aan Adam, en interessant genoeg, waar is Adam as alles plaasvind? Hy is langs die vrou, okay? So die vrou vat van die vrug, sy eet dit en sy gee dit vir haar man, wat by haar is. Ongelooflik. Dit is so duidelik in hierdie gedeelte. So, die vrou kom, sy gee dit vir die man sit langs haar. Die man, Adam was nie ergens in die tuin besig nie, en kom op het af en sê, Jos, wat het jy gemaak nie? Raad jy vir my die vrug nie. Nee, hy sit langs haar. So hy laat toe dat die Satan met haar praat. Terwyl hy as man moes onmiddellik opgetree het en gesê het, nee, ons gaan dit nie doen nie. Hier gaan die Here wil hê ek moet geestelike leiding in hierdie situasie neem. God sê vir Adam in Genesis 3 vers 17 vir die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na jou vrou se stem. Omdat jy geluister het na jou vrou se stem en geëet het van die boom waarvan ek jou beveel het, jy mag nie daarvan eet nie, is die grond teen jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daarvan eet, solank as jy leef. So baie duidelik, die vrou is mislei, die man het aktief gekies teen God se bevel. Tog dra die man die verantwoordelikheid deur die Bybel vir die sonde. So nou mans, dat ek gou vir julle praat voordat ons weer teruggaan. Dit is baie belangrik om te onthou. Die Here gaan nooit vir jou vrou verantwoordelikheid vra nie. Hy gaan vir jou verantwoordelikheid vra wat in jou huis plaasgevind het. Daarom mans, maak jou belt styf vas en neem leiding. Okay? Neem leiding. Maar sê maar ek sê, ek kan nie, ek is nie die beste wat ek al nie. Die Here sê jy gaan leiding neem, of jy daarvan hou of nie, want ek sê vir jou, jy sal leiding neem. God se bevel. En die vrou sê, ek weet ek het nodig om beskerm te word, dis goed vir my, en daarom in die kerk van die Here Jesus Christus is dit so belangrik, dat vroue nooit toegelaat word om leiding te neem nie. Hoekom? Omdat daar Johannes lewe, Johan Lou, in die 20ste, 21ste eeu, en hy sê, moet dit nie doen nie. Nie omdat God so sê. God en sy woord het nog nooit verander nie. Die man is verantwoordelik, Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en as gevolg van die sonde die dood, so het die dood ook tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Dit het deur een mens gekom, deur een man in die sonde ingekom. 1 Korintiërs 15, vers 21. Want aangesien die dood deur 'n mens gekom het, kom die opstanding van die dooies ook deur 'n mens. Want soos almal deur Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. So, Adam, jou verantwoordelik. Eva mislei, gee vir Adam, God sê, Adam, ek vra rekenskap van jou. Jy het by haar gesit, jy moes die hoof gewees het, sy is mislei, jy moes leiding geneem het, jy het dit nie gedoen nie. Jou verantwoordelikheid. Dit is baie duidelikheid hierdie gedeelte, is dit nie? Ok, so, kom ons gaan nou na die verdere gedeelte toe, en ons gaan nou vers 15 toe. In vers 15 is deur die geskiedenis baie maniere geïnterpreteer. Ek gaan vanmôre gaan ek dit interpreteer vir u, en ek bid dat as jy hierdie gedeelte sien ontvou, dat jy dit nie meer sal kan mis nie. Dis soos iets wat jy sien vir die eerste keer in jou lewe. En ewe skielik kan jy dit nie meer miskyk nie. Jy het dit gesien. En ek bid dit dieselfde met hierdie gedeelte in vers 15. Kom ons kyk na vers 15. 1 Timoteus 2 vers 15. Kom ons kyk nou gou na hierdie gedeelte. Maar sy sal gered word. Hy gaan vers 14 en Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het oortreding gekom. Ok. Maar sy sal gered word. Die woord daar sozo het ons al 'n paar keer toe ons Jakobus deurgewerk het, weet ons. Sozo kan vir 'n paar goed beteken word. En deur die Bybel sal jy sien. Sozo kan beteken gesond maak. Sozo kan beteken om te herstel. Sozo kan beteken om te red. So een van die maniere wat dit vertaal kan word is ook red soos wat hier staan. Maar vanuit die Bybel uit kan ons weet dat dit nie red is nie. Waarom sê ek so? Want die vrou kan nie gered word deur kinders te baar nie. OK? Dit weet ons almal. En enige een van julle wat vanmôre in 'n tipe kultus is wat dink vroue word gered om kinders te gee.
Okay, daar is niemand van julle, so ek hoef nie vir julle verduidelik hoekom ek daarby uitkom nie. Dit is baie duidelik. Alright, so sy sal gered word deur kinders te baar. Baie in die geskiedenis het dit interpreteer dat sy sal gered word deur kinders te baar, het te maak met Maria wat aan Jesus geboorte skenk. Maar nou, die probleem is, as ons sê dit is so, dat dit is het gemaak met die vrou wat gered word deur Jesus te baar, waarom gaan dit anders as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking? Maak glad nie sin. Okay, so dit is baie duidelik dat hier te maak het met herstel. Hier te maak het met herstel, maar sy sal herstel word deur kinders te baar. So, hy vertel vir ons wat is die man se rol. En hier moet jy die argument luister van Paulus. Want as jy die argument gaan volg, gaan jy die teks verstaan. Die argument van Paulus is soos volg. Vroue, kan jy in die kerk preek? Kan jy leiding neem in die kerk? Nee. Wat sal die vrou se antwoord dan wees? Wat moet ek dan doen? En die oomblik as jy daai vraag vra, gaan jy vers 15 verstaan. Okay, so, die vrou se vraag is, wat moet ek dan doen? Is dit waar? Adam het nie mislei nie, Eva is mislei, daarom is dit so belangrik dat die vrou nie leiding neem nie, want die vrou kan soveel makliker mislei word in die kerk. Daarom moet sy dit nie doen nie. Sy moet onder die man bly en in die kerk moet hulle onder die gesag van die man in die kerk wees. Die man moet die evangelie verkondig. En, baie belangrik, so beteken dit nou, dat alle mans die woord verkondig. Nee, dit doen nie. Daarom net so, by die volgende vers gaan ons sien, nie elke vrou gee geboorte aan 'n kind nie. So dis nie die argument nie. Die argument is nie, jy moet kinders baar nie. Die argument is, God het rollip geplaas. God het 'n man gemaak dat hy die woord sal verkondig. God het die vrou geplaas dat sy kan kinders baar. So, luister nou mooi na hierdie gedeelte, want dit is so mooi. Maar sy sal gered word deur kinders te baar. Sy sal herstel bring deur kinders te baar. Sy sal herstel bring deur kinders te baar. Ongelooflik. So, hoe vind dit plaas? En nou, as hy gepraat het net van geboorte, daar's 'n Griekse woord wat gemaak met net geboorte gee. As jy geboorte gee aan iemand, die woord word gewoonlik, as jy kyk nou byvoorbeeld die evangelies, as dit praat en Maria het vir Jesus gebaar, die woord daar in die Grieks is tiktoe, okay? Dit is die woord vir Grieks, vir geboorte skenk. Hierdie woord kom net op 'n een ander plek in die Bybel voor, in 1 Timoteus 5. In 1 Timoteus 5 vers 14 staan die volgende: Daarom verwag ek van jonger weduwees dat hulle moet trou, kinders kry, dis die woord, huishoudings bestuur en teenstanders geen geleentheid gee om kwaad te praat nie. So dit gaan meer as net om te baar. Dit gaan meer oor die grootmaak van hulle, die hê van hulle en die grootmaak van hulle, waaroor hierdie woord gaan. Nou, hoe is dit dat die vrou herstel bring deur kinders te baar, deur kinders groot te maak? En ons gaan nou kyk wat die aspek rondom dit is. Luister nou mooi na die argument. So ongelooflik. So, Paulus sê vir ons, en hy vat die mense en hy sê vir ons, weet wat het gebeur? In die begin was daar Adam en Eva gewees. Eva het mislei, en as gevolg van haar misleiding, het sy dit vir Adam gegee, Adam het geëet, en die hele mense daarna is in die sonde gestort. So wat was Eva se nakomelinge wat sy in die wêreld gebring het as gevolg van haar misleiding? Ongeredde mense. Ja, daar was mense wat die Here verander het en hy het hulle geregverdig, absoluut. En hulle regverdiging het plaasgevind deur 'n vooruitskouing deur Christus wat aan die kruis sou gesterf het. Hulle het gekyk na die Messias wat sou kom, maar hulle redding het so plaasgevind. Maar die argument is, as gevolg van haar sonde, is haar nasate wat in die wêreld gekom het, was ongered. Nou luister na die argument. So die argument is, as sy die persoon was wat ongeredde kinders in die wêreld gebring het, hoe gaan sy die herstel bring? Is deur goddelike kinders in die wêreld te bring. Hoor jy dit? Sy het gesondig en wat het dit al voortgevloei? Goddelose kinders. Nou wat gaan gebeur? Omdat sy iemand is wat 'n kind van die Here is,
Waar moet sy haarself toespits? Aan kinders te baar, want dit wat uit haar nou uit gaan voorkom is goddelike kinders. Dan sê vir my Johan, en dit is die rede hoekom meeste mense hierdie teks verkeerd sien, want hulle hou nie van dit nie. So kom ek vat julle net gou, dat jy net weer dit sien, en dan kom ons weer terug na die teks toe. Bly by my, moenie aan 'n plek gaan nie, jy gaan my verloor. Okay? So bly by my. Kom ons gaan kyk gou na 'n gedeelte, 1 Korintiërs. En dit het ek al so baie keer vir julle deurgegaan, maar kom ons kyk gou weer na hierdie gedeelte. In Korintiërs 7 vers 14. Hierdie teksvers behoort jy uit jou kop uit te ken. Jy behoort dit te weet. Vers 14 sê, want die ongelowige man is geheilig deur die vrou. Hier weer eens, as jy nog nooit dit gehoor het nie, dis die werkwoord waarvan hier gepraat word. Word geheilig deur die vrou, beteken dit dat die vrou heilig is, dat sy gered is? Nee, die werkwoord word gebruik. Dit beteken, God sê, ek gaan in hierdie huis, gaan ek met hierdie familie werk. Daar's 'n vrou wat ongered is in die huis, en hoe die vrou plaasgevind, die man het tot bekering gekom nadat hy getroud is met die vrou. Of die vrou het tot bekering gekom nadat sy getroud was met die man. Hoekom sê ek dit? Want jy mag nie met 'n ongelowige trou nie. So die rede hoekom dit plaasgevind het, dat daar iemand is wat ongered is, was as gevolg daarvan dat een van die partye tot bekering gekom het. En nou sê die Here, die man is geheilig deur die vrou, dit beteken werkwoord, dit beteken 'n proses, dit beteken nie dat sy nou heilig is nie. En die ongelowige vrou is geheilig deur die man, presies dieselfde, werkwoord. Want anders sou julle kinders onrein wees, agathartos, onrein, heidene wees, maar nou is hulle heilig. Heilig, daar is die selfstandige naamwoord wat beteken dit is wat hulle is. En oral deur die Nuwe Testament geen uitsondering. Oral deur die Nuwe Testament as daar gepraat word van 'n persoon of persone wat agios is, die selfstandige naamwoord beteken dit, hy praat van gelowiges. Daar's geen uitsondering nie. Jy kan die hele Bybel deurgaan, Nuwe Testament. Dit word altyd gebruik vir heiliges. Nou, verstaan jy dan die argument wat hier gedoen word? Is dat die Bybel vir ons duidelik sê, dat hier een ouer wat 'n gelowige is, wat is die nasate wat uit hulle voortkom? Heiliges. So, kan jy verstaan, hoekom Paulus sê, wat het die vrou, het 'n ongelooflike rol. Sy gaan kinders in die wêreld bring wat heiliges is. Wat heiliges is. En deur haar kinders wat in die wêreld kom wat heiliges is, gaan sy herstel weer bring van 'n wêreld wat verlore is, na kinders wat kinders van die Here is, wat in 'n wêreld gaan ingaan en vir die Here gaan lewe. 1 Titus, as hy praat oor die vroue, Titus 2 vers 4 en 5. Hy vra vir die ouer vroue, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en hulle kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis te wees, huislik te wees. Huislik beteken mense wat in die huis is. Okay, die Afrikaans hier. Huislik. Okay, goed aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Hoe word die woord van God belaster? As jy nie iemand is wat dit doen nie. As jy nie kuis is nie. As jy nie huislik is nie. As jy nie aan jou man onderdanig is nie, word die woord van die Here belaster. Daarom vroue, ouer vroue leer die jonger vroue om versigtig te wees, goed vir hulle mans en hulle kinders lief te hê. Die taak wat die ouer vroue ook het. Dan gaan ons verder na die teks. En luister nou mooi. As jy nou verder na die teks gaan kyk. En dis weer eens waar 'n klomp mense die teks mis het. Kyk na 1 Timoteus weer. Ek is weer terug daar by vers 15. Maar sy sal gered word, verstaan jy dit nou? Sy sal gered word, so sy sal herstel bring deur kinders wat sy baar. As gevolg van haar kinders wat sy baar, gaan sy herstel word. Kan jy Paulus se argument tot dusver volg? OK, daar's 'n argument. En ek wil vir jou sê, jy kan hierdie teksvers nou weer gaan lees, jy gaan dit nie kan anders te verstaan nie, want jy verstaan die argument. En dis die argument. Die argument is, dit was 'n man se rol. Wat is die vrou se rol? Dit is die vrou se rol. OK,
So beteken dit dat alle vroue moet kinders hê? Glad nie. Paulus sê hy sal bly wees as julle nie trou nie. Alright, want julle taak is die evangelie verkondig, maar dit was nie die argument nie. Die argument is, hoor hier's 'n bepaalde mans wat die evangelie verkondig. Wat van ons as vroue? Dan sê hy daar's bepaalde vroue wat herstel bring. Hoe bring hulle herstel? Deur kinders in die wêreld te bring. Nou luister mooi. Sy sal gered word deur kinders te baar as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking met ingetoonheid. Nou, baie mense kom by hierdie gedeelte en dan sê hulle, as hulle bly, en dan sê hulle dit het te maak met die vrou. Alright. Hoekom sê ek dit is nie die vrou nie? Wel omdat, maar sy sal gered word enkelvoud is. En hulle is meervoud. Okay? So, die argument van die hele gedeelte is, wat wil sy in die wêreld inbring? Is kinders wat? Goddelik is. En daarom sê hy, as hulle bly, dit beteken hierdie kinders moet groot gemaak word om vir die Here te lewe. Anders te mis jy dit. So dit gaan nie net oor, ek wil kindertjies in die wêreld inbring. En dan kom hulle in die wêreld. Great stuff. En dan is dit verby. Nee, ek wil hulle goddelik groot maak. Die taak van die vroue is om hulle goddelik groot te maak. 1 Timoteus 5. Laat 'n weduwee op die dienslys geplaas word, as sy nie jonger as 60 jaar is nie, en die vrou van een man was. Nou vers 10, begin met as. As daarvan haar goeie werke getuig word, as sy kinders goed groot gemaak het. So, hoe word iemand 'n weduwee wat op die lys geplaas word van weduwees wat die kerk voor versorg? Wat moet sy gedoen het? Goeie werke word daar van haar getuig. As sy kinders goed groot gemaak het, hoe het sy haar kinders groot gemaak? Goddelik kan sy daaraan behoort. As sy haar kinders nie goddelik groot gemaak het nie, kan sy nie daaraan behoort nie. Dis die vereiste. Nou, as die vereiste is, dat sy haar kinders goed moet groot gemaak het, goddelik moet groot gemaak het. En dit het nie te doen met God wat al reeds die kind goddelik in die huis sit nie. Hoe kan die vrou die kind goddelik groot maak? Hoor jy my argument? As dit afhang van die vrou, kom ek stel dit so. As dit afhang van die vrou om kinders goddelik groot te maak, sal enige vrou dit kan doen? Nee, hulle kan nie. Want wie is die een wat mense red? God. God red. Okay? So, jou taak is om dit wat God vir jou gegee het, groot te maak in die weë van die Here. En ek weet nie of jy regtig 'n kind van die Here is nie. Maar as jy jou kinders groot gemaak het goddelik, wat weet ek? Yes. Kan jy verstaan die argument? Hoekom ons met die weduwee so moes gemaak het? Want jy het nie geweet of 'n weduwee werklik waar aan die Here behoort nie. Maar as jy kinders groot gemaak het wat goddelik is, dan weet jy, sy is. Okay, is almal met my, wonderlik. Alright. As daar van haar goeie getuiene werke getuig word, as sy kinders groot gemaak het, as sy gasvry was, as sy die voete van die heiliges gewas het, as sy mense in verdrukking bygestaan het, as sy haar toegespits het op elke goeie werk, dan mag sy deel geword het van dit. Jy sien Adam en Eva se probleem. Adam en Eva se probleem is dat God gesê het voor die sondeval, wat wil hy hê moet plaasvind met die mens? God het hulle geseën deur te sê, Genesis 1 vers 22, wees vrugbaar, word meer, val die aarde en die see, en laat die voëls meer word op die land. Wat is God se taak? Wat is God se opdrag vir die man en die vrou? Ek wil hê julle moet vrugbaar wees, julle moet die aarde vul. En ek wil vir jou eerlik sê, die Here wou nie gehad het dat hulle goddeloos mee moes vul. Goddelik is met vul. So kan jy sien hoe Adam en Eva, jy bring weer God se orde terug. Jy bring herstel terug. Want God wou gehad het, dan moes goddelike kinders wees wat die aarde vul. En ewe skielik, jy's 'n kind van die Here. Wat is jou taak? Jou taak is om kinders te hê. As die Here dit vir jou gegee het, dan bring jy herstel in dit. Luister na Maleagi 2. Maleagi 2 vers 15. Hy het nie net een mens gemaak nie, maar ook 'n geesgenoot vir die mens. Waarna die een mens op soek was. 'n goddelike geslag. Hoekom het God
man en vrou bymekaar uitgebring? Hoekom het hy God man en vrou uitgebring? Om goddelike geslag na te bring. Wat het Eva se sonde veroorsaak? Was daar 'n goddelike geslag wat gekom het? Nee. So die vrou bring herstel in alles wat God gevra het, deur gehoorsaam aan die man te wees en in die kerk van die Here nie die gesag te hê nie die woord te verkondig nie, maar die taak wat die Here vir haar gegee het. Die vrou moet die een wees wat hierdie kinders groot maak in die weë van die Here. Ongelooflik. En ons kan dit alleenlik doen as God die werk in ons kom, want daarom sê hy sê as hulle bly, as hierdie kinders, hulle is die meervoud, wys dan die geslag wat sal kom uit haar uit, as hulle bly. Wat beteken met die woord as hulle bly? Dit beteken hulle is nou daar. Hoor jy dit? As ek sê, jy moet nou bly hierso, waar ek is. Wat beteken dit? Jy is? Alright. So, hy sê vir die vrou, ek wil hê die kinders moet bly. Jou taak is, die kinders wat die Here jou gegee het, hulle is alreeds goddelik. Ek wil hê hulle moet bly in hierdie goddelike lewe. En eintlik wat ons sê vir mekaar sê, is die Bybel sê hulle sal bly in die goddelike lewe. As hulle wegdryf, gaan hulle weer terugkom. As hulle nie terugkom nie, was hulle nooit gered gewees nie. En hulle ma en pa was ook nooit gered. Alright, so daarom het ons hierdie ongelooflike belofte, waarin ons kan vasvou as ma en pa, selfs al het ons droog gemaak, jy het miskien droog gemaak in jou lewe, jy sit hier so, jy droog gemaak, jy het nie die rol gespeel wat die vrou wou gehad, die Here wou gehad en die vrou moes speel nie, die man het nie die rol gewees wat God wou gehad en die man moes wees in die huwelik nie, jy het nie daarna geluister nie, die man en die vrou het albei gewerk, hulle het hulle eie lewens gesoek, en nou is daar gemors. Die eerste ding wat jy moet doen is sê, Here, ek is jammer, vergewe my. Weet wat wonderlik, dat in daardie hele ding wat ek gedoen het, dat ek kan getuig nou as kind van die Here, moet dit nie doen nie. Ek het dit gedoen, dit het nie gewerk nie, dit was chaos. Luister wat die Here vir julle sê, wees gehoorsaam daaraan. Johannes 8 vers 31 oor hierdie bly, en Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle my woord bly, is julle waarlik my disippels, as julle daarin bly. Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my kan julle niks doen nie. Die enigste manier dat daai kinders goddelik groot gemaak kan word, is dat hulle alreeds in die wynstok is. As hulle nie in die wynstok is nie, kan daar nie vrug voortkom nie. Daarom, omdat ons nou kan verder gaan en sê, hulle moet daarin bly, weet ons, hulle is alreeds daarin. Waar moet hulle bly? Hy noem geloof. Geloof is ook getrouheid. Getrouheid. Baie mense vat getrouheid bestaan nie in die Bybel en dan sê hulle, ja, maar hier beteken dit geloof en hier beteken dit getrouheid. Getrouheid en geloof is presies dieselfde. Okay? Niemand kan getrou wees aan God as hy nie geloof nie. Right, so dis dieselfde, dis presies dieselfde. Dis 'n absolute vertroue, dis 'n absolute getrouheid aan die woord van die Here. Vroue, maak julle kinders groot in die getrouheid van die Here. Niks moet vir jou belangriker wees, vrou, nie dat hulle die wiskunde alles kan opsê nie. Of hulle nou 13 maal 13 kan sê en of hulle dit nie kan sê nie. Dit is nie my prioriteit nie. Ja, dit sal wonderlik wees as hulle 13 maal 13 kan sê. Maar dit is nie my prioriteit nie. My prioriteit is, ek wil hê my kinders moet goddelik wees. En dan kan hulle op enige vlak wees van die akademiese wêreld. Dit maak nie vir my saak nie, want my prioriteit is nie om hulle in die boonste echelon van die samelewing te bring nie. My taak is om hulle goddelik groot te maak. So baie ma's en pa's, dis al wat hulle kan praat, vir al die ma's. My seun, my dogtertjie, hulle is so baie ver gevorder. Wel, great. Is hulle gered? Lewe hulle vir die Here? Is hulle goddelike lewens besig om te lei of nie? Want hulle kan oral wees. As hulle nie goddelike lewens lewe nie, wil ek vir jou sê, heilig myself mors dood. En enige ma en pa wat hier sit, wat se kinders nie vir die Here lewe nie, weet wat ek sê is die waarheid. Jy sal elke dag so graag alles wil ruil.
as jou kinders net by die Here Jesus Christus sal uitkom. Leer jou kinders om getrou aan God te wees. Kinders gaan allerhande verskonings hê hoekom hulle vanmôre nie in die kerk kan wees nie. Allerhande verskonings. En jy gaan vir hulle sê, my liewe kind, hierdie huis van ons gaan vir die Here lewe. Ma, ons gaan vir die Here lewe. Hou op om verskonings te maak vir jou eie sonde. Begin om getrou te wees. Lê jou sonde af. Wie wil ek vir jou sê, hoe baie mense het ek al gesien wat se kinders uitdraai. En is omdat hulle nie luister na die woord van God nie. Hulle sal hier uitstap en sê, ja, daarom stem ek nou nie lekker saam met Johan nie. Ek gaan nie nou al begin vergewe nie. Ek wil nog so 'n rukkie, gaan ek maar net vir my man so 'n bietjie op sy kop sit. En dan dink hulle, alles gaan wonderlik uitvloei. Alles gaan fantasties wees. Leer jou kinders om getrou te wees, getrou aan die woord van God. Hoe leer hulle dit? Deur jou lewe. Vrou, jy het die grootste hoeveelheid tyd in die dag het jy gekry om aan jou kinders te spandeer. Jou man het dit nie. Die Here het vir hom gestuur om te gaan werk. Jy het die grootste hoeveelheid tyd het jy. Wat doen jy met jou tyd? Getrou, gelowig. Dan die volgende is liefdevol, om liefdevol te wees. Waar sien hy hoe om liefdevol te wees? By sy ma. Sy ma's lief vir mense. Sy ma gee om vir mense. Dis die hele ding van weduwee. Hulle gee om, hulle versorg. Dis wat gebeur, is daar 'n liefde wat plaasvind. Dan verder, hulle is heilig. Ma, heilige lewe. Ma, wat lees jy? Ma, wat kyk jy? Geld vir die pa ook. Maar omdat die vrou die meeste tyd by die kinders spandeer, is dit so belangrik. Ek wil hê my kinders moet heilige lewens lei. Dis vandag gevloek woord. Heilig. Lewe heilig. My kind, wat lees jy? My kind, waarna kyk jy? Ek wil hê jy moet heilig wees. Die laaste een is ingetoe. Die woord daar in die Grieks beteken selfbeheerst. Ek wil vir jou sê, ons lewe in 'n tyd waar niemand meer selfbeheerst is. Ons is nie meer selfbeheerst nie. Elkeen is besig om net oor te gee aan homself, sy eie liste. As jy eet, dan eet jy voluit. En jy lewe jou eie lewe voluit. Niks te maak met 'n selfbeheerste lewe nie. Die Bybel sê iets wat wonderlik is en dit word herhaaldelik, hierdie Griekse woord herhaaldelik genoem, selfbeheerstheid in jou lewe, selfbeheer toe te pas. En jy gaan jou kinders leer om selfbeheers te wees in alles wat hulle doen. Sodat hulle, want hulle moet getuies wees vir die Here. Hoe is hulle getuies vir die Here? As hulle getrou is. As hulle mense is wat ander mense lief het. Maak nie saak wat hulle kleur is nie. Maak nie saak waar hulle vandaan kom nie, as hulle mense lief het. Dis 'n getuie vir die Here. As hulle heilig is, heilig in hulle hele lewens is. As hulle selfbeheerst is, dit wat hulle doen is selfbeheerst. Hulle oefen selfbeheers toe. Hulle hou Bybelstudie. Hulle sorg dat hulle Sondag in die kerk is. Selfbeheers. My wonderlik as jy kyk na Timoteus en sy ma en grootma, nee, waarvan ons gelees het. En kom ons sluit af met hierdie gedeelte. 2 Timoteus 3. 2 Timoteus 3 vers 14 en 15. En as jy 'n pen het, gaan ek vir jou laat jy net 'n korreksie aanmaak, want ek dink daar's 'n Griekse woord hier wat baie beter kan vertaal word. 2 Timoteus 3 vers 14 en 15. Luister mooi wat sê hy hier. Maar hy praat met Timoteus, maar bly jy by dit wat jy geleer het en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het. Okay, so by wie jy dit geleer het. Okay? Vers 15. En omdat jy van kleins af, die woord daar in die Grieks, brephos, beteken oral dieselfde, baba. Beteken nooit van kleins af nie. As 'n ander woord vir kleins af. Brephos beteken babatjie. En jy kan my weer eens, jy kan my gaan check as jy dink ek praat nie die waarheid nie. Baba in al die gevalle. So wat sê hy vir hom? Hy sê omdat jy van baba af die heilige skrifte ken. Hoe kan jy van baba af die heilige skrifte ken? Omdat die Heilige Gees al van baba af in jou is as jy 'n gelowige gelowige se ouer is. Ken wat jou die wysheid kan gee tot verlossing deur die geloof in Christus Jesus. Nou wie het vir Timoteus onderrig gegee? Sy ma en sy ouma. Sy ma en sy ouma. Daar was 'n goeie getuienis.
Hulle kom daar en Paulus kom daar by die dorp en hy hoor, hy wil vir Timoteus saamvat, want Timoteus het 'n goeie getuienis van die mense rondom hom gehad. Hy het groot geword in die weë van die Here. Ons het al oor Timoteus gepraat. Wat 'n ongelooflike getuienis. Hy het van kleins af, het hy saam met die moedersmelkie, het hy die woord leer ken. Jou kind is nooit te klein om vir hulle die Bybel te lees nie. Waarom? Want die Heilige Gees wat binne in hulle is, sal dit aan hulle openbaar en hulle word groot met die woord van die Here. En as jy wil die wonderlikste getuienis hê van 'n klein babatjie, waar's die wonderlikste getuienis? Klein Johannes die Doper. 6 maande oud binne sy ma. Maria, die vrug binnekant daar het begin plaasvind. Die ontwikkeling is daar. Klein Jesus is binne in haar. Sy kom vir Elisabeth kuier. En toe Elisabeth haar stem hoor, het die kleintjie binne in haar opgespring van vreugde. Hoekom? Want daar is voorspel, Johannes sal gevul wees met die Heilige Gees van geboorte. Maas, kan jy kyk na wat die man se rol is? Sien jy wat jou rol is? En as jy nie kinders het nie, jy het nog steeds dieselfde taak, die evangelie uit te dra. So alle mans kan nie predikante wees nie. Alle mans moet die woord verkondig. Alle vroue kan nie kinders voortbring in die wêreld nie. Maar alle vroue kan die woord verkondig wat die Here vir julle gegee het. Maar vroue, as die Here jou seën met kinders, wat is jou prioriteit? Om hulle groot te maak in die weë van die Here. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, wat 'n ongelooflike gedeelte is hierdie 1 Timoteus 2. En Here, ons weet dat U vir ons 'n bepaalde orde daar gestel het. U die orde gestel vir die mans, U die orde vir die vroue gestel. Dit is so ongelooflik, Here, dat baie keer lees ons gedeeltes in die Bybel en ons mis dit. Hierdie hele gedeelte om te dink, Here, dat dit Eva is wat mislei is en nie Adam nie. Adam het gewillig oorgegee. Maar Eva is mislei. En daarom bring jy die orde ook in die kerk en sê, moenie laat die vrou leiding gee. Moenie laat die vrou preek. Daar's 'n bepaalde orde en daar's 'n rede daarvoor. En die rede is, as ons terugkyk met dit wat Adam en Eva gedoen het. Maar Here, as ons nog verder terug staan en ons kyk voor die sondeval, dan sien ons voor die sondeval dat jy 'n orde daar gestel het. 'n Goddelike orde, wat ons as kinders van U aan gehoorsaam moet wees. Ek bid vir elke man en vrou hier, dat ons sal wou by U woord. Vroue wat kinders het, Here, dat hulle sal besef, hulle eerste prioriteit is daai kinders groot te maak tot eer van die Here. En Here, dat ons sal ophou soos die wêreld geld jag. En dink ander dinge wat vir die wêreld belangrik is. Dat maas die grootste gebed van hulle harte sal wees, Here, my kind, hy kan die strate vee, en wat 'n wonderlike werk as hy nie die strate vee nie. Mag hy die strate vee tot eer van die naam, dat sy plekke waar hy vee, dat dit die beste gevee sal word. Here, ek gee nie om wat my kind doen nie. Maar een van my grootste begeertes, o Here, dat hy vir U sal leef. Dankie dat die Heilige Gees vroue in staat stel om hulle kinders groot te maak in die weë. Ons loof en ons prys U naam. Amen.